Skipbreuk. Ons lees Handelinge 27 vers 27 tot 44. 14 dae lank dobber Paulus hulle se skip reddeloos iewers in die Adriatiese See tussen die Balkan en Italië. Waar hulle bevind, weet niemand. Hulle kan steeds nie eers die son of die sterre sien om enigstens 'n rigting te bepaal nie. Lukas en Aristarchus het dit sekerlik al diep berou dat hulle besluit het om die reis saam met Paulus deur te maak. Maar dan kom daar 'n stukkie goeie nuus. Een van die matrose sê dat hy vermoed dat hulle nou naby land moet wees. Daar's net iets wat anders is. En hy is seker dat daar iewers 'n stukkie droë aarde naby is. Van die ander manne stem saam. Dat sakkie die bloot, beveel die kaptein. En tot hulle groot vreugde raak die bodem op 37 meter. 20 faam, sê die Bybel. 'n Eentjie verder is dit 27 meter. Dus moet daar land naby wees. Terloops, 'n faam is die afstand tussen 'n man se uitgestrekte arms van vingerpunt tot vingerpunt. Dis ongeveer 1,83 meter. In die donker kan hulle niks sien nie, maar hulle begin inderhaas voorbereidings tref. Die kans dat hulle iewers 'n rotsrif kan tref is groot en hulle wil beslis nie hier in die middel van nêrens die skip verpletter op die rotse hê nie. Haastig word 4 ankers aan die agtersteewe van die skip uitgegooi om te keer dat hulle op die rotse loop. Daar is mos altyd in so 'n situasie mense wat net aan hulle self dink. 'n Paar matrose konkel onder mekaar om die reddingsbootjie te steel en daarmee na veiligheid te roei. Hulle laat sakkie bootjie en dan vertel hulle vir die kaptein dat hulle die bootjie gaan gebruik om die voorste anker te laat sak. Maar Paulus is 'n ryke rot. Hy sien sommer dadelik dwars deur hulle plan en dan gaan hy haastig na die Romeinse offisier en sê vir hom dat daai matrose besig is met 'n skelmstreek. Stop hulle asseblief dadelik, want as hulle wegkom, stel hulle ook ons lewens in gevaar. Hierdie slag luister die offisier na hom, want Paulus weet immers waarvan hy praat. Hy het homself mos nou al oor en oor bewys. Kap die bootjie se toue af, beveel hy die soldate. En dan moet die oorblufte matrose sien hoe dat hulle skelm plan in die onstuimige see wegdryf. Teen dagbreek roep Paulus almal op die skip bymekaar. Manne, ons dobber nou al vir 14 dae so rond. Maar nou het die tyd aangebreek dat ons gered gaan word. Julle het krag nodig. Ons moet nou die regte bietjie kos wat ons het, alles opeet, want julle gaan die energie nodig hê. Moenie bekommerd wees nie, want nie een van julle sal iets oorkom nie. Almal sal ongedeerd gered word. En daarmee voeg Paulus dan sommer ook die daad by die woord, en hy vat 'n stuk droë brood. Terwyl almal hom oop mond aangaap, bid Paulus en hy sê vir die Here dankie vir die kos en dat hy hulle bewaar het en vir al sy genade. Dan breek hy 'n stuk van die brood af en eet dit smaaklik op. Die manne skep sommer dadelik moed en spring op om ook iets te eet te gaan kry. Vandag word ons gered, sing hulle terwyl hulle die res van hulle vrag oorboord gooi om die skip nog ligter te maak. Daar's land, skree matroos. Almal storm op die dek. Waar is ons, wil iemand weet? Ek het nie idee nie, ons het nog nooit hierdie plek gesien nie. Kyk, daar's 'n baai en 'n strand, ons is gered. Kap af die ankertoue, bulder die kaptein. Hy's die voorseil.
Die dolle vaart storm hulle op die eiland af, terwyl die matrose op die dek ronddans van pure uitgelatenheid. Maar hulle blydskap is van korte duur, want skielik kom die skip met 'n sieklike skudding en 'n gekraak van planke tot stilstand, terwyl matrose soos vrotvelle teen die dek geslinger word. Dadelik besef die kaptein dat hulle 'n sandbank getref het. Nou is hulle in groot moeilikheid. Sy gesig hang as hy toe kyk hoe dat reuse branders die skip stukkie vir stukkie van agter opbreek en uiteindelik die hele agtersteewe van die skip verpletter. Dan begin die besef tot die soldate deurdring dat hier 'n ander soort moeilikheid is. Die gevangenes wat hulle aan boord het, gaan ontsnap. En almal weet mos wat gebeur met 'n soldaat wie se gevangene ontsnap. Hy word reggestel. Kom ons maak hulle dood voordat hulle wegkom. En hulle voeg sommer die daad by die woord en storm dreigend op die verskrikte gevangenes af. Net betyds stop die offisier hulle. Paulus is mos ook 'n gevangene, en hy kan nie toelaat dat hulle hom skade aandoen nie. Ek sal dit op my neem as hulle ontsnap, beveel hy sy soldate. Laat hulle gaan. Almal wat kan swem, spring in en swem vir julle lewens. Ek kan nie swem nie, kerring een van die matrose. Wat gaan van my word? Kry vir jou iets wat kan dryf en klou vir jou lewe. En so kom elke siel aan boord veilig op die strandjie aan op die eiland Malta. God het voorsien dat hulle almal ongedeerd uitspoel, presies soos wat hy vir Paulus in sy droom voorspel het. Ons God is almagtig. Alles het totaal onmoontlik gelyk, tog het hy ingegryp en almal gered. Nie toelaat dat 'n onmoontlike situasie jou onderkry nie. Kom ons bid saam. Weereens moet ek maar net in aanbidding neerval voor 'n almagtige God. Dankie Here dat ook ek in U hande is. Amen.